Hallo julle, welkom terug. Jy sê dit is rukkie laas wat ek iets gedoen het. So 'n bietjie besig die afgelope ruk. Maar daar is 'n topik wat ek graag wil discuss, wat vir my baie interessant is en ek weet nie of mense regtig dit weet wat ek nou vir julle gaan vertel nie. En as dit vir jou interessant is, los vir my 'n comment. Ek sal like om te gesels met iemand daaroor. Maar ja, so ek wil 'n bietjie gesels oor Paulus, oor wie Paulus is en die tydlyn van sy lewe, vandat hy tot bekering gekom het en so aan. Die interessante dinge is dat as jy tussen die boek van Handelinge en die res van Paulus se briewe lees en verstaan, en nie net Paulus se briewe nie, maar Jakobus en Petrus en al die ander, dit is, weet ons vergeet partykeer dat hulle regte mense was, wat geleef het en gevoel het en foute gemaak het en jy weet ek dink ons sit partykeer die mense in die Bybel op so 'n pedestal en vergeet dat hulle ook net mens was. So dit is vir my baie interessant om iemand se lewe te volg, so deur die Bybel en deur die stories en net te onthou dat hulle was soos ons. So ja, as jy nou in Handelinge gaan lees, dan sal jy sien dat daar 'n storie verloop van Paulus se lewe. Dis in Handelinge wat ons lees van sy pad na Damaskus, waar Jesus hom voorgekeer het en waar hy ultimately in Jesus begin glo het. En ja, dit was daar 'n hele tydperk wat hy eers op sy eie spandeer het. Ek wil nie nou te veel detail gee nie, want ons gaan daardeur gaan wanneer ons hierdeur werk, maar dit is waaroor ons gaan gesels vandag en ek hoop dat julle geniet dit soveel soos wat ek doen. Dit is vir my regtig baie interessant. Okay, so Paulus was mos eers Saulus gewees en Saulus was een van die, ek weet nie wat die regte woord is nie, maar hy was die Jood van Jode. Hy was die most zealous. Hy was, jy weet, hy het die hardste beklei teen Christene. Hy het bygestaan as Christene vermoor word vir hulle geloof in Jesus. Hy was absoluut anti-Jesus gewees. En ja, toe sy op die pad na Damaskus, en toe, ek weet nie of ken julle die storie nie, maar toe sê Jesus vir hom, hoor hierso, hoekom vervolg jy my? Hoekom, jy weet, ek is die lewende ware God en jy beklei teen my. En langs vir die kort, blind geraak, is gestuur na iemand toe, uit sy sig teruggekry en sy lewe heeltemal omgedraai en hy was toe heeltemal vir Jesus. Obviously, as jy face to face kom met die lewende God, you know, there really isn't. Jy kan nie dink dat dit nie sal verander nie. Maar hy het nie dadelik daarna begin preek nie, hy het nie dadelik daarna sy briewe begin skryf nie. So kom ons gaan deur wat hy, jy weet wat gebeur het. Jesus was gekruisig in 33, om en by 33, nie om en by nie, 33 AD. Ek het nou die dag met 'n vriendin gesels oor die hele BC AD ding en ek weet nog nie of mense dit besef nie, maar ons timeline, ons tyd oor die algemeen, soos wat ons dit ken, word gesplit deur Jesus se geboorte. Die BC is before Christ en die AD is 'n Latynse woord wat ek nie nou gaan massacre nie, maar dit beteken in the year of our Lord. So Jesus was 33 toe hy gekruisig is, so dit was obviously die jaar 33. En Paulus het tot bekering gekom so tussen 33 en 35 na Christus. Ek moet nou net bysit dat hierdie datums is nou maar soos wat ek navorsing gedoen het. Dit is, weet, skoliere en so aan Bybelkenners wat die datums so vasgepen het, want die mense in daai tyd het nie noodwendig soos wat ons, as jy nou 'n brief gaan skryf, dan sit jy nou vandag se datum daarop nie. They didn't do that, maar hulle, weet die skoliere en so aan het nou al gepinpoint min of meer wanneer seker goed gebeur het, so dit is nou maar waarop ek werk. So Saulus het tot bekering gekom. Dit kan jy gaan lees in Handelinge 9, 22 en 26. Ja, toe het hy so om en by vir 3 jaar in Arabië gaan bly, en ek lees nou net hierso van my laptop af. Hy het nie dadelik Jerusalem toe gegaan na die ander apostels nie. Hy het eers tyd in Arabië spandeer, so tussen 1 en 3 jaar. Daarvan kan jy lees in Galasiërs 1, vers 15 tot 18.
ons weet nie regtig wat het gebeur in hierdie tyd nie. Daar's nie vreeslik, Paulus praat nie vreeslik baie van spesifieke goed wat gebeur het nie, maar daar is 'n plek waar hy sê dat Jesus self die boodskap van die gospel aan hom openbaar het. En skoliere glo dat dit in hierdie tydperk gebeur het. So dit is ook hoekom, jy weet, iemand het eendag vir my gesê, hoekom vind ons Paulus so belangrik, veral ons wat in die genade boodskap glo. Weet, dis asof hulle sê ons luister meer vir Paulus as vir Jesus. Hulle probeer dit laat klink asof, jy weet, jy moet versigtig wees om te veel na Paulus te luister, maar Jesus het vir Paulus persoonlik getrein. Paulus is die enigste apostel wat persoonlik deur die na-opgestane Jesus getrein is. So, nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, nadat hy hemel toe is, het hy, volgens Paulus self, vir Paulus revelation gegee oor die gospelboodskap. En daar was 'n rede daarvoor. Die tydperk vir die genadeboodskap, weet, vir die gospel, wat die Jode het vir 1500 jaar 'n sekere manier gehad van dinge doen, 'n sekere manier gehad van dinge glo. En toe Jesus gekom en dit heeltemal onderstebo gegooi. Nou, as jy nou dink aan iets, as jy nou vir jou 15 jaar lank iets leer, en iemand kom vir jou en sê vir jou, maar jy is verkeerd. Jy weet, jy gaan nie sommer net dadelik omdraai en sê, okay, nee, ek is verkeerd nie. Dit is iets wat jy gaan moet ontleer, dit is iets wat jy gaan moet, jy weet, somebody's gonna have to prove to you that it was wrong. Jy gaan nie sommer net omdraai nie. En dit is wat gebeur het. En dit is hoekom Christene so gepersecute was in daai tyd, want die Jode, they just wouldn't have it. I mean, hier kom iemand nou en sê, jy hoef nie tempel te gaan nie, jy hoef nie jou diere te kom slag nie, jy weet, glo net in Jesus nie is okay. So ek kan verstaan dat dit was 'n moeilike tyd gewees. Maar ek glo dit is hoekom Jesus homself aan Paulus geopenbaar het, sodat Paulus ook dan daarna kon uitgaan en mense gaan leer oor Jesus en wat hy gedoen het en wat sy dood beteken het. Ek persoonlik dink hy het vir Paulus gekies omdat Paulus juist so zealous was in wat hy geglo het. Ja, anyway, kom ons kyk verder. So toe om en by 36 na Christus, so 3 jaar na Jesus se kruisiging, het Paulus vir die eerste keer Jerusalem toe gegaan om die ander apostels te gaan sien. Hy het vir 15 dae by Petrus gebly. Daar het hy ook vir Jakobus, Jesus se broer, ontmoet. Dit is dieselfde Jakobus wat die brief James geskryf het. En ja, ek gaan met oor James handel in 'n volgende video. Daar's baie om te sê, maar we'll get there. Hy het nie die ander apostels ontmoet nie. Baie gelowiges was bang vir hom, want obviously was hy die een wat hulle gepersecute het. So hulle was nog 'n bietjie skrikkerig vir hom gewees. Nog nie seker of hulle hom kon vertrou nie. Ja, so gelowiges was bietjie bang vir hom. Barnabas het hom aan die apostels voorgestel. En ek dink Barnabas het op 'n stadium saam met hom op sy sendingsreise gegaan. Hierdie kan jy lees in Handelinge 9 en Galasiërs 1. Daarna is Paulus na Tarsus, dit is sy geboortestad gewees, en daar het hy gebly vir so 7 tot 8 jaar. Maar hy was stil, hy het nie, ek weet nie of hy begin preek het, miskien locally daarso nie, maar hy het nie enige briewe geskryf wat ons van weet of enigiets nie. Ek is oortuig dat daar briewe is wat ons nie het nie. Paulus het meeste van die Nuwe Testament se briewe geskryf, maar ek vermoed daar was nog, ek meen, nie alles het oorleef nie. In die tyd was hy, besig om moontlik die evangelie plaaslik te verkondig, gemeentes te stig. Hy was ook vervolg gewees, oral waar hy gegaan het, was hy maar in die moeilikheid gewees. Daarna is hy na Antioch, is die Engels. Ek is nie 100% seker hoe om Afrikaans uit te spreek nie. Antiochie, maybe? Dit was sy sendingbasis, soos hulle dit noem, waar hy vanaf, toe hy daarna gewerk het, toe hy nou ek wil nie sê kerke gestig het nie, want as ons sê kerke stig, dan het ons 'n prentjie van die kerk onder in die straat, die gebou. Hy het gemeentes, hy het gemeenskappe gestig, wat bestaan uit gelowiges. Daar was hy gewees, om en by 3 jaar. Toe
is hy, en ek wil nou nie regtig deur die hele jaar vir jaar sendingsreis storie gaan nie, maar tot hy begin met sy sendingreise. Hy was Cyprus toe, Iconium, Lystra, Derbe, as ek hier goed verkeerd uitspreek, vergewe my maar. Daar was op 'n stadium 'n vergadering in Jerusalem gewees, wat wanneer ek met Jacobus handel, sal ons meer daaroor praat. Toe het hy weer op 'n tweede sendingsreis gegaan. En weet jy, as jy kan 'n bietjie gaan Google waarheen Paulus se sendingreis omgevat het. Dit was ver, julle. Dit is soos om die hele Suid-Afrika plat te toer, maar op voet. So jy weet, mense wat dink Paulus is nie belangrik om na te luister nie. Like, hy het soveel moeite gedoen om met die gospel daar buite te kry. Hy was, elke dag van sy lewe was hy in gevaar gewees. En tog het hy nie gestop nie. And to me, that says something. Toe sy na Efese toe, weet die boek van Efesiërs, hy het daar gebly vir 3 jaar. So Paulus se tweede sendingreis, het hy saam met Silas en later Timotheus en later Lukas gereis. Hy het Filippi, Thessalonika, Berea, Athene en Korinthe besoek in daai tyd. En hy het vir omtrent 18 maande in Korinthe gebly. Nou, Korinthe was 'n willeplek, om dit mild te stel. Gaan doen 'n bietjie navorsing oor Korinthe. Daar was ook die hooftempel van die valsgod Diana. En daar was 'n tempel en dit was, jy weet, dis baie van die Griekse gelowe van daai tyd was half daar so gesentreer gewees. In die tyd wat hy daar in daai area was, het hy heel moontlik die 2 briewe 1 en 2 Thessalonisense geskryf. Die Afrikaanse woorde is so moeilik. Toe sy Efese toe, waar hy ongeveer 3 jaar gebly het. In hierdie tyd het hy 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, moontlik Galasiërs en Romeine geskryf. Toe word hy gearresteer. Nou, weer eens. Hierdie is 'n man wat baie belangrike Jood was, wat 'n Christen geword het, en Christene daai tyd, hulle was gepersecute, en Paulus is gearresteer in Jerusalem. Hy is terug Jerusalem toe, en daar het hy gearresteer geword. Mense het hom probeer doodmaak, en die Romeinse soldate het hom toe gered, want hy is 'n Roman citizen. Maar ja, toe is hy nou in die tronk, en dit kan jy lees in Handelinge 21 tot 23. Hy was omtrent 2 jaar in die tronk gewees, en eventually het hy voor Caesar opgeëindig. Hy word toe op 'n skip gesit om na Rome toe te gaan. Hy was, soos ek sê, 'n Roman citizen, so ek dink hulle wou hom daar so seker maar op trial sit of wat ook al. Ek weet nie hoe die goed gewerk het daai tyd nie, en ek het nou nog nie so diep navorsing gedoen oor die spesifieks nie. Maar terwyl hy op die skip was daar 'n vreeslike storm op die see. Die skip het gesink. Hy het gehelp om van die mense te red. Die mense wat hom gevange hou, het hy gehelp om hulle te red. En hulle het op 'n eiland met die naam van Malta opgeëindig. Daarso word Paulus deur 'n slang gebik. Maar hy het niks aan hom gedoen nie. Mense was baie verbaas. En hy het ook baie mense genees op Malta. En daar het hy ook natuurlik 'n gemeente gestig. Dit kan julle lees in Handelinge 27 en 28. Toe word hy onder huisarrest geplaas. Hierdie is nou 60 tot 62 na Christus, né? So dit is nou alweer 30 jaar later, vandat hy met sy sendingreise begin het. Sy eerste arrestasie was in AD 57. So, hy is ook nie meer spring chicken nie. Maar hy is onder huisarrest geplaas, hy mag besoekers ontvang, en hy het aangehou om die evangelie te verkondig, die gospelboodskap. In hierdie tyd, uit die tronk uit, skryf hy Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon. En dit is ook waar die boek van Handelinge eindig. Daar is sprake dat hy na sy eerste gevangenskap eers vir 'n tyd vrygelaat was. 'n Tyd waarin hy moontlik Kreta, Efese, Nikopolis en Milet, Milete, ek weet nie wat dit is reg, besoek het. Hy het selfs moontlik Spanje bereik, alhoewel dit nie regtig bewys kan word nie. Maar in daai tyd skryf hy 1 Timotheus en Titus. En toe word hy finaal weer gearresteer in 66 to 67 AD somewhere, tydens keiser Nero se bewind, en toe sy omstandighede baie moeiliker, het sy laaste brief, 2 Timotheus daai tyd geskryf, en hy het gevra dat Timotheus hom moet kom besoek. In 67 to 68 is Paulus toe
doodgemaak. Volgens 'n vroeë kerktradisie is Paulus gedurende Nero se vervolging in Rome tereggestel, en omdat hy 'n Romeinse burger was, is hy of onthoof of gekruisig. Maar ons is nie seker hoe hy doodgemaak is nie. In die Nuwe Testament beskryf hy sy dood nie, maar sy laaste bekende woorde weerspieël sy gereedheid. Want hy het in 2 Timoteus 4 vers 7 gesê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. So, net om weer terug te kom na die feit dat Paulus was 'n mens, Paulus het seer gekry, Paulus het bang geword, Paulus het honger gely, maar tog was sy absolute lewensmissie om die gospel te versprei. En dit is, ja, vir my, as jy sy briewe gaan lees, en onthou ook dat sy briewe is aan spesifieke gemeentes geskryf vir spesifieke redes. Dit is belangrik om dit te onthou. Dit is belangrik om die konteks te ken as jy iets lees, want as jy iets in die Bybel lees en jy verstaan nie die konteks nie en jy lees dit nie volgens wat Jesus gedoen het nie, dan kan jy iets heeltemal verkeerd verstaan. Iets inlees in dit in wat glad nie eers noodwendig bedoel was om dit te beteken nie. En dit is hoekom hierdie goed vir my so interessant is en hoekom ek so baie tyd daarop spandeer en hoekom ek geniet om te doen. So ja, Paulus het oor 'n tyd van, ons kyk, dit was van sê maar 33 na Christus tot 68 na Christus geleef, waar hy die gospel versprei het. Die gospel het in daai tyd, ek dink dit was meestal maar Europa, Asië, daai area versprei, maar dit het toe later in Ethiopië ingegaan en so het dit deur die hele wêreld versprei. Sy briewe help natuurlik vreeslik baie, maar weer eens, lees dit in konteks, verstaan hoekom hy het geskryf het. Meeste van sy briewe, snaaks genoeg, is geskryf omdat daar 'n groep mense was wat probeer het om mense te oortuig dat jy nog steeds 'n deel van die wet moet hou. En Paulus het beklei daarteen. Hy het hard beklei daarteen. Tog het dit gebeur. Daai boodskap het uitgekom. Dit is wat ons vandag in ons kerke hoor, ongelukkig. Dat ons moet doen. So, ja, ons moet glo in Jesus, maar ons moet ook iets doen van ons kant af om ons redding te behou. En dit is nie so nie. Dit is wat Paulus probeer verduidelik het. Mense probeer van oortuig het, mense van herinner het, is dat Jesus, jou geloof in Jesus is wat jou red, niks anders nie. Everything else is a result. Al die ander goed wat volg na jy tot bekering kom, dit volg uit jou redding uit. Dit is nie so dat jy gered kan word of kan bly nie. So ja, ek wil maar net so 'n bietjie vinnige agtergrond gegee het van wie Paulus is, wie hy was, hoekom sy briewe belangrik was, hoekom sy bediening belangrik was. En ek hoop dat jy dit nou 'n bietjie in 'n ander lig sien en regtig gaan lees Handelinge, nie in verse nie. Onthou, die Bybel, oorspronklik was daar nie 'n Bybel nie. Ek is baie bly dat hulle vir ons een saamgestel het, want dit maak dinge baie makliker vir ons. Maar oorspronklik was daar ook nie hoofstukke en verse nie. Die hoofstukke, dink ek, het in die 13de eeu, 13th century, het iemand die briewe in die Bybel, want dit is basies maar briewe wat geskryf is, opgedeel in hoofstukke, sodat hulle makliker kon verwys na goeders. En toe in die 16th century, het hulle die verse bygesit. So, wanneer jy iets lees in die Bybel, onthou ook dat daar was nie oorspronklik boeke of hoofstukke en verse gewees nie. Dit was 'n brief. Dit is soos om jou ouma se brief wat sy vir jou geskryf het en gepos het, te vat. En weer te skiem en dan een lyntjie te vind en dan 'n hele doktrine te baseer daarop. Dit is wat gebeur en dit is wat ons proefteksting noem. En dit is hoekom daar so baie denominasies is deesdae, dit is hoekom daar so baie bekleierery is onder Christene oor wat is en wat is nie, reg of verkeerd of wat ook al waar en onwaar nie. Maar onthou, dit is 'n brief, so jy moet hom van die begin af lees tot aan die einde, om te verstaan waaroor dit gegaan het, om te verstaan wat iemand probeer sê het, in plaas van om woorde in iemand se mond te sit. So ja, ek hoop julle het hierdie een geniet. Laat weet my asseblief, comment, subscribe, like, share, doen wat ook al julle voel julle kan doen om my te help om hierdie boodskappe net te versprei, want ja, die rede vir my video's is om jou as 'n Christen gerusheid te gee, om jou te laat verstaan dat jy is vry. Jy hoef nie te werk om te behou wat jy reeds het nie. Dit wat jy het is 'n gift, dis 'n gawe. Dit is vir jou gegee. Jy kan net jou lewe geniet saam met Jesus.
Mooi dag vir julle verder en bly veilig en ons gesels weer. Totsiens.